Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom vanoggend na U toe eintlik met lof en aanbidding. Jesus, ons wil kom dankie sê vir die dag wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons die voorreg het om hier so in die huis te kan sit rondom die woord, maar ook rondom die nagmaalstafel vanoggend. Here, waar ons fees kan vier wat ons weet U die Heilige Gees vir ons uitgestort. En Heilige Gees, dankie dat U ook hier so saam met ons is. Elke dag by ons is, ons hand vat, ons lei en ons sterk maak. Dankie dat U ook nou vir ons die woord so gaan oopbreek, dat ons dit sal kan verstaan. En dat U met ons sal besig wees vir die res van die tyd wat nog voor lê. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Nou hierdie week het ons nou Pinksterdienste gehad, of eintlik meer gesprekke, wat rondom die tema van die Heilige Gees gegaan het. En ek weet nie hoe julle elkeen dit beleef het nie, maar vir my persoonlik was dit nogals 'n belewenis. En ek moet sê, ek het ook net besef dat daar soveel kere wat ek die Heilige Gees se werk onderdruk. Dat ek self sê, maar ek kies eerder my menslike, liggaamlike, sondige natuur, as om eerder beheer te gee vir die Heilige Gees om te werk. En dit was nogals 'n skok gewees, net vir myself om te besef dat, was soveel keer 'n dag dat ek eerder staat maak op my eie vermoëns, my eie keuses, my eie wilskrag, net my eie besluite, en ek skuif God en die werking van die Gees heeltemal een kant toe. En dit is nogals 'n ding hoekom ek vandag verder wil gaan rondom hierdie tema van die Heilige Gees. En spesifiek ook hoe ons dan gepraat in hierdie week, en hoe ons onsself die sondige natuur kan neersit, en eerder kan die werking van die Gees in ons lewens kan raak sien. Want ons weet, die Gees is groot, die Gees is wonderlik, hy is hier so saam met ons, hy is uitgestuur, ons elkeen toe, ons het hom die dag toe ons gesê, maar ons gaan in God glo, ons neem hom aan as ons verlosser en ons zaligmaker. Want of is dit nie net dat die Gees net na ons toe kom en net kom woon en skuggel by ons, hy wil werk in ons, hy wil werk deur ons, en hy wil hê ons moet so lof en aanbidding in die Here bring, van ons so op by mekaar is. Maar dit gaan net oor dit wat ons uit na buitekant nie, maar ook ons geloof, dit wat ons leef saam met Jesus, en dat ons kan sien dat hy elke dag by ons is. So daarom wil ek graag ons net 'n bietjie verder vat, en ek wil ons kyk na Romeine, en ons tema vanoggend jy spesifiek is geesvervulde lewe deur volmaakte liefde. En dit is waarna ons gaan kyk vanoggend. So Romeine 8, waar ons gaan lees, en julle kan eintlik die hele Romeine 8 gaan lees, maar ons gaan hom in so 2 dele opdeel. So die eerste deel lees ons net vers 1 tot en met vers 4, en het sê daarso vir ons, daar is dus nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur die sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. So lees net eers tot daar. Nou, Romeine 8 is eintlik 'n hoofstuk wat verskriklik bekend is en wat baie gebruik word en baie aangehaal word. Maar tog te wonder ek hierdie week toe ons dan so deur hierdie goed gaan verstaan ons regtig werklik wat Romeine 8 vir ons wil kom probeer sê. Weet ons werklik wat die Heilige Gees se werke in ons is en wat hy besig is om te doen, soos wat ons hierdie hoofstuk dan nou lees. En dis dat ons vanoggend bietjie na gaan kyk en probeer regtig verstaan hoe ons van die sondige menslike natuur kan skeidings maak na die geestelike vervulde
lewe toe. Want ons weet, ons is in sonde gebore. Ons doen elke dag sonde, ons doen verkeerd, ons faal God elke liewe dag. Liggaamlik soek ons heeltyd verskonings om te sê, maar dis hoekom ek verval het in die sonde, dis hoekom ek in die versoekings in verlei was en hoekom ek nie kon sterk staan nie. Maar as gevolg van dit, van ons heeltyd ingee in die versoekings, dan maak ons eintlik die werking van die Heilige Gees kragteloos. Ons sê eintlik vir hom, sy krag is nie sterk genoeg in ons nie, want ons kies eerder hierdie ander gedeelte as wat ons die vreugdevolle gedeelte kies van God en Jesus en die Heilige Gees. So eintlik is die Heilige Gees besig om in ons te werk, om ons te help om in 'n nuwe rigting in te beweeg, 'n reis waarop ons kan gaan, waar ons verander word, en waar ons reeds besig is om verander te word. En dit is wat die opgewonde ding is, want hierdie reis help ons om te sien dat dis nie die Gees wat ons kan kom verander. Dis nie die Gees wat kan kom help dat ons karakter kan verander, om soos Jesus se karakter te lyk, maar ook om ons so te verander, dat ons bewus sal word van die liefde van God. Ons het nou so ook gesing, God is liefde, juig ons harte. Juig ons harte, kan ons rarig juig, omdat ons weet hoe God se liefde vir ons is, hoe groot dit is. Kan ons sê, ons het dit rarig al beleef. Want menslik wil ons dit baie keer nie beleef nie. Ons stoot dit af, wat ons is bang om so oorlaai te word. En ons kies eerder die vleeslike sondige natuur, die seer kry, die ongemak van hierdie wêreld, eerder as om te sê, maar ek kies God. Ek wil saam met hom beweeg, ek wil saam met hom hierdie reis instap, en ek wil opgewonde wees hoe hy my gebruik, of deur my werk. En dis dan juist ons dan ook hierdie week gekyk het na die een diagram, wat ek graag weer met ons wil deel vanoggend. En dit gaan juist daaroor, dat ons aan die een kant in die ou lewe staan. Hierdie ou lewe wat die sondige lewe is, die tyd voordat ons Jesus Christus aangeneem het. En juist in daardie tyd is dit waar ons sê, maar ons kies ons eie krag, ons eie wil. Dit gaan oor myself, die selfsug wat ek eintlik uitleef. Maar tog, wanneer die Heilige Gees kom, dan sê hy kom maak ons nuut, omdat die kruis gebeur het. Omdat Jesus vir ons gesterf het, omdat hy die menslike vorm kom aanneem het. Alhoewel hy nie sonde gehad het nie, maar hy het ons vorm kom aanneem, om vir ons te wys, ek kan jou nuut maak, en ek wil jou nuut maak. En daarom kom help die Heilige Gees ons om dit te kan verstaan, hoe ons dit dan ook kan uitleef in ons daaglikse lewe. So Jesus kom sterf in ons elkeen se plek. Hy kom sterf vir ons, hy kom maak ons vry, hy koop ons los van die sonde, van hierdie wêreldse houvas wat dit op ons wil hê. Hy kom maak ons heeltemal los daarvan, en hy kom maak ons nuwe mense, omdat die Gees in ons kom woon, omdat die Gees deel is van ons. En ons kan net glo en vertrou en weet, dat Jesus se kruis so 'n belangrike deel speel in ons lewens, die oomblik as ons geloof het. Die oomblik as ons glo en weet met sekerheid, dat Jesus is my verlosser. En al ons daardie sekerheid kan hê, is wanneer ons toegang gee tot die Heilige Gees. Vir hom sê, my Gees, kom werk in my, kom lewe deur my, kom help my om te verstaan waar die kruis gaan. So eintlik kan ons sê, maar ons lewe nie in onafhanklikheid nie op onsself en ons eie goed nie, maar ons lewe in afhanklikheid van God. Ons lewe in afhanklikheid van wie Jesus is, en hierdie verklaring wat hy sê, maar ek kom maak jou vry. Ek betaal die prys. Dit is klaar betaal, jy is vry. Kom lewe net in die geesvervulde lewe. Kom lewe, kom kies die liefde, die lewe, hierdie amazing verhouding wat ek vir jou wil kom wys met die Vader. So eintlik kom verseël Jesus hierdie lewe vir ons deur sy bloed. Die bloed wat hy in die kruis vir ons gestort het. Hy kom verseël dit om te sê, maar deur dit kan jy glo, deur dit kan jy weet dat ek jou vryspreek.
Dat jy nie meer hou, of dat die sonde nie meer hou vas op jou het nie. So ons het nie meer verskonings, enigstens, om te sê, maar die sonde is beter, of daar was so groot versoeking, en ek het nie wilskrag gehad om nee te sê nie. Dit gaan eintlik daar rondom om te sê, maar ek kies geloof. Ek kies God, ek kies die Heilige Gees om in my te werk, en my daagliks te kom vrymaak. Maar dit is 'n daaglikse proses, om te weet ek is vry, ek is verlos. En daarom kan ons dit een gevolgtrekking maak van al hierdie goed. Een gevolgtrekking wat daar so sterk voorkom en wat ons kan help om te sien hoekom die Heilige Gees ons help om in afhanklikheid van die Here te lewe. En dit is dan nou die laaste paar verse van Romeine 8 wat julle dan ook saam kan lees, vers 31 tot en met vers 39. En dit sê dan vir ons daar, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan ons dan nie al hierdie dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Nou juis as ons hierdie paar verse vat, wat staan vir jou uit? Wat sê dit vir jou? Hoe trek ons dit weer na die Heilige Gees toe? Eintlik sê dit vir ons dat op hierdie Pinksterfees kan ons fees vier, kan ons opgewonde wees, want die kruis het vir ons vandag moontlik gemaak. Die kruis en die opstanding van die Here Jesus Christus het vir ons kom wys hoe groot sy liefde werklik vir ons is. Sy liefde wat veroorsaak het dat hy ons sondes op hom geneem het. Vir ons gehang het aan die kruis en ons plek gesterf het. Maar nog meer dat God die Vader sy enigste seun ons gestuur het. Sy enigste seun wat die sonde op hom geneem het. Maar saam met dit lees ons dan ook dat ons het die oorwinning behaal. Die oorwinning saam met Jesus Christus oor al die wêreldse goed wat ons aftrek. Die wêreldse vleeslike goed wat ons ook omkeer om by Jesus uit te kom. Jesus het dit oorwin en ons kan ook werklik daarin vreugde vind dat Jesus ons dit oorwin het. Die sonde het nie meer hou vas nie. Die sonde het nie meer 'n sê oor ons nie. Want dit wat Jesus sê, dit wat hy gedoen het meer werd as die sonde wat in ons lewens is. En dit is waarin ons kan vashou vandag om te besef dat waar die Gees pleit vir ons, die Gees staan in vir ons, die Gees help ons om eerder Jesus te kies. Die Gees help ons om agter geloof aan te loop en te sê, maar Here help my, kom help om saam in U huis te kom sit en net ek moet rustig word saam met medegelowiges. Kom help om U te vertrou wanneer dinge regtig moeilik gaan in my lewe. Dit is waar die Gees inkom, dit is hoe die Gees ons help. Want hy is daagliks teenwoordig, hy gaan kruip nie weg iewers in 'n hartskamer van ons of enigiets nie, hy is elke dag konstant so teenwoordig,
Dis ons wat baie keer net nie bewus is van sy werke in ons lewens nie. En dis dan juist waar ons besef maar hoe Jesus en die Heilige Gees pleit. Pleit dat God ons sal raak sien, maar ook pleit dat ons sal kies om daagliks reg te lewe. Dat ons sal kies om te sê, maar ons sal eerder die koninkryk van God uitbou as om onsself suksesvol te maak, of onsself in eer en aansien te sit. En dit gaan oor God. Dit gaan oor sy roeping op ons as kerk, dit gaan oor sy liefde wat hy oor ons uitgestort. En daarom is vers wat nog ons bekend is, ons as gemeente, Matteus 6 vers 33 wat sê, beywer julle eers, of allereers vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Beywer julle eers vir die koninkryk van God, soek die koninkryk. En die koninkryk is juist dit, hoe die Gees vir ons kom wys, hoe die Gees het vir ons wil kom bekend maak. Maar tog, bo hierdie vers, dan lees ons maar die bekommernisse wat ons as mense daagliks leef. Hierdie stryd wat ons elke dag stryd van, gaan ek genoeg hê? Gaan ek kan oorleef? Het ek genoeg kos? Of het ek genoeg klere? Of my verhoudings wat verbreek? Hoe kan ek dit regmaak? Ons is vol bekommernisse. Maar die Gees sê vir ons, moenie bekommerd nie, ek is saam met jou. En ek wil juist the Message Translation vir julle lees, wat hierdie paar verse sê, vers 30 tot 33. En dit is raar, was iets besonders. It said also, if God gives such attention to the appearances of wild flowers, most of which are never seen, don't you think He'll attend to you? Take pride in you, do His best for you. What I'm trying to do here is to get you to relax, not to be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. People who don't know God and the way He works fusses over these things. But you know both God and how He works. Steep your faith in God reality, God initiative, God provision. Don't worry about missing out. You'll find all your everyday human concerns will be met. Is dit nie mooi saamgestel nie? Om te sê dat God my en jou kies. Hy sit sy fokus so op ons elkeen, dat hy bereid is om sy Gees na ons te stuur. Sy Gees wat in ons teenwoordig is, maar so ook, dat hy eintlik self sê, dat deur sy Gees is God die Vader en Jesus teenwoordig, saam met ons. Dis hoe hoog hy ons elkeen ag, hoe belangrik ons vir hom is, hoe groot sy liefde vir ons elkeen is. Ja, die wêreldse bekommernisse is elke dag daar en ons beleef dit en baie keer oorheers dit ons lewens, maar ons kan kies, gaan ons eerder luister na die wêreldse goed en die bekommernisse wat ons kom eintlik energie onttap, of gaan ons na Jesus toe gaan en gaan sê, maar ek soek hierdie geesvervulde lewe, wat ek eerder my energie, my krag by hom kry. My wysheid, my keuses wat ek moet maak, dat ek kan weet, hy is die een waar ek kan gaan. Watter kant gaan ons kies? Want ons sien al drie van die Godheid is saam in hierdie Pinksterfees. God die Vader, God die Seun en God die Gees is hierso in ons en deel van ons en elke dag by ons. Dis meer as net waar die Gees soos 4 tong op die disippels neergedaal het en hulle begin preek het en goed begin doen het, soos wat ons in Handelinge 2 lees. Pinksterfees is meer as net waar die disippels begin verstaan het regtig waaroor Jesus se roeping gegaan het en sy werke gegaan het. Pinksterfees is juist daar vir ons te sê, maar my kind, my liefde is vir jou groot. My liefde is so groot dat ek jou nie alleen wil los nie, dat ek saam met jou wil stap. Dat die sonde en die straf wat ons baie keer voel, ons wegtrek van God af,
dat dit God nie keer om uitreik na ons toe nie. Dat dit God nie keer om sy hand na ons toe so uit en sê, maar my kind, nou moet jy net vat. Jy moet my hand vat, jy moet kies om saam met my te stap. Wat gaan ons keuses wees? Hoe gaan ons hierdie lewe verder aanpak? So ons kan eintlik dan nou sien dat hierdie is 'n tyd van feesviering. Ja, ons praat oor die son en ons praat oor die kruisiging. Maar as dit nie vir dit was nie, kon ons die fees gevier het nie. As dit nie vir dit was nie, kon ons nie die naam van die Here groot gemaak het en hom gedank het vir dit wat hy doen in ons lewens nie. Juist as gevolg van dit kan ons sien dat ons hierdie wêreldse goed een kant kan skuif, by die Here se voete gaan los en ons hande oplig en hom eer en loof. Want eintlik kan ons vir mekaar sê volgende, ons kan saam met mekaar verklaar dat ons gekroon is met God se guns. Ons is gekroon met God se genade, met sy liefde en met die gawes wat die Gees in ons kom sit. Die gawes wat deur ons werk sodat ander mense Jesus se liefde ook kan beleef. Dit is juist wat ons dan ook kan sê, maar ons is op reis. Dit is nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie. Hierdie reis wat ons elke jaar vier van Pinksterfees. Dis 'n reis wat Jesus met ons besig is, waar die Heilige Gees besig is om met ons te werk, om ons eintlik te genees, om ons voller mense te maak, soos wat Jesus ons gemaak het. Hierdie mens wat eintlik die voorbeeld is van wie Jesus werklik is. So vandag kan ons net sê, maar kies ons wêreld, kies ons gees. Kies ons hierdie geesvervulde lewe wat gevul is met die liefde van God, of kies ons eerder om terug te staan en nie te gaan vir hierdie geskenk wat die Here vir ons gee nie. Want God die Vader se arms is oop. Jesus sit langs hom, die Heilige Gees sit voor ons, in ons, en sê maar hardloop na die Vader toe. Gaan sit op die Vader se skoot. Gaan ervaar hoe hy vir jou sê, my kind, jy is vry. Ek het jou vrygekoop. Mag ons elkeen dit ook so beleef vanoggend. En mag ons weet, ons is sy kinders. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan weet, U het ons vrygekoop. Maar Jesus, as gevolg van U kruisiging, as gevolg van dit wat U deurgegaan het, maar ook dat U vir ons opgevaar het hemel toe, kan ons fees vier vanoggend, want die Gees is by ons. Die Gees is saam met ons en die Gees maak ons bewus van God die Vader se liefde vir ons elkeen. Dankie dat ons kan streef daarna, dat ons kan soek na die liefde van God, maar so kan soek na die koninkryk van God, sodat ons dit kan uitbou. En dankie Heilige Gees dat U in ons elkeen werk, met ons elkeen werk, met ons besig is, sodat ons 'n verskil kan maak, dat ons die lig kan uitdra, maar sodat ons kan wys hoe groot God die Vader se liefde is vir mense wat nie na kerk kom nie. Dankie dat ons gebruik. En dankie dat ons ook kan weet, ons is die kinders. Ek bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek gaan nou vra die twee vrouens wat ek gereël het om saam met my op die nagmaaltafel te sit, dat julle vorentoe kom dra is ons nagmaaltafel kry. Dankie.
gaan vra dat die kerk wat sê, dis ons saam kom en dan gaan ons die tekens uitdeel en dan gaan ons uitgestel na die nuusbrief soos wat ons het uitdeel. Excuse.